Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Gelukkig is die oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat om van harte soek, wat nie verkeerd doen. Jy sal nie raad op wees, hou net vas aan sy woord. Gelukkig is die oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord. Gelukkig is die oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat om van harte soek, wat nie verkeerd doen. Gelukkig is die oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat om van harte soek, wat nie verkeerd doen. Jy sal nie raad op wees, hou net vas aan sy woord. Gelukkig is die oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat om van harte soek, wat nie verkeerd doen. Gelukkig is die oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord. Hulle wat om van harte soek, wat nie verkeerd doen. Goeiemôre en hartlik welkom hierso by die Aanlyn Kerk Duck Facebook radiostasie donderdagoggend saam met my Stanley, en ons het vanoggend weer bid en Bybel lees. Ek gaan albei behartig vanoggend, en is 'n baie interessante gedeelte wat ons in die Bybel lees gaan behartig, en dit is van Matteus 18 af, Matteus 18 vanaf vers 15 tot en met 35. Nou die hele gedeelte van Matteus 18 vanaf vers 15 tot 35 gaan oor vergifnis, die hele saak om te vergewe. Wat is die gevolge daarvan as 'n mens nie vergewe nie? So ons gaan vanoggend lekker hieroor gesels, maar voordat ons daarby gaan uitkom, gaan ons net die geleentheid gee dat almal lekker kan inskakel, en goeiemôre aan almal wat al klaar ingeskakel is. Dit is 'n sop, not lange baan, dit reën te heerlik hierso. Dit is ysig koud, en ek hoor dit is so koud deur die res van die land. Maar nietemin, ons harte is warm vir die Here, ywerig vir die Here. Toe ek weer so deur Psalm 119 gaan, veral die van vers 17 tot vers 24, sê die woord daar. En ons weet, dit is 'n profetiese woord oor die Here Jesus, maar hy het hierdie verlange, hierdie smag na die woord van die Here, want slegs daardeur kan ons lewe, slegs daardeur kan ons gelei word. Hy sê, dit is ons raadsmanne, en dit is wat die woord van die Here vir ons moet wees. Die woorde van die Here moet ons raadsman, ons leidsman wees. Ons moet ons lewensrigting daaruit kry. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Want die hele woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur en dit maak skeiding tussen siel en gees. Dis die enigste iets wat skeiding tussen siel en gees wel kan maak. So goeiemôre, hartlik welkom. Dat jy ingeskakel is, so lekker vroeg in die oggend om jou dag saam met ons te begin. Ons leer so mooi die woord uit. Koop die tyd uit, en daar is altyd nie tyd in die dag om die tyd uit te koop nie. Maar as jy by die huis is en jy so besig om klaar te maak en die vere reg te skit en die kinders daar in die gang te kry,
Dan kan jy saam met ons bid, saam met die woord van die Here lees, sodat jou dag ook kan begin in die naam van die Here. Goeiemôre, hartlik welkom en ek gaan nou heel eers begin met gebed en daarna gaan ek lees Matteus 18 vanaf vers 15 tot 35. Dis alles sentreer rondom vergifnis. Hoe ons, God ons vergewe, ons mekaar moet vergewe en wat is die gevolge as ons dit nie doen nie. Kom ons bid eers lekker saam. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die groot genade, liefde, barmhartigheid. Dankie Vader, dit wat ons so ryklik uit die hand van U ontvang. Vader, daar is soveel skatte. Ons besef dit nie altyd nie, Vader, as 'n mens kan verstaan, jou siel moet lewe. En as jou siel lewe, Vader, is baie min dinge in hierdie wêreld wat jou kan onderdruk, Vader. Daar kan 'n mens te midde van die storms van die lewe, die uitdagings, die druk en die verdrukkinge, hoe mense dit ook al wil sien, Vader, kan 'n mens te bowe kom. 'n mens se siel kan bly lewe. En ek dank U, Vader, vir die versekering wat ons het uit die woord uit. Nie net die versekering nie, maar ook die praktiese ondervinding wat ons wel daaruit verkry. U is so wonderbaar, groot, krag, genadig, heerlik, Vader. Altyd is U barmhartigheid daar. Dit is nie elke dag, Vader. En ons dank U, Here, dat U ons aanmoedig deur die woord, om ons uit te strek na dit wat voor is, en te vergeet dit wat agter is, Vader. Ek besef baie kere, hou ons geestelike lewe op, Vader, of het kom tot stilstand, of het gesloer, maar so stadig voort, omdat ons dinge nog bedink van die verlede, die sonde, die ongeregtigheid, die foute wat ons gemaak het, Vader. Ons kan niks aan doen nie. Dalk die seer wat ons gekry het, deur iemand, Vader, wat dalk nie eens meer daar is nie, of dalk nie eens meer in ons lewe is nie, Vader, of nog in ons lewe, maak nie saak nie. Vader, ons kan nie daarin vashou nie. Ons het 'n voorreg en 'n reg uit die woord van U om dit te wil en moet vergewe, te wil en moet uit ons lewe uit te kry, sodat ons onsself kan uitstrek na die ewige lewe. Ek dink altyd daaraan, Vader, toe Adam en Eva gesondig het, is die aarde vervloek, het gesê, vervloek is hierdie aarde, omdat die sonde dit gepenetreer het. U het geopenbaar wat gebeur het, die oomblik toe Adam en Eva, Vader, dit wat U aan hulle toevertrou, dit wat vir hulle kosbaar was, Vader, Here, bevlek het met sonde, deur gehoorsaam te wees aan die vyand en nie aan U nie. En te midde van dit, Vader, het nie daarby stil gestaan en daar gestaan en verwyd en sê, ja, nou is al my handewerk, al die moeite wat ek gedoen het, is nou daarmee heen, en nee, Vader, het al klaar die nuwe plan begin openbaar maak. Want vir U was die belangrikste die siel wat gered word, die siel wat moet nuut word, die siel wat onskuldig en naak was in die begin, Vader, sonder sonde en ongeregtigheid, wat hom nie geskaam het nie, Vader, want daar was nie sonde in hom gewees nie. Het U die plan gemaak, sodat daar nuwe lewe kan kom, nuwe lewe, Vader, dat die siel uit die mag van die bose uitgered kan word, en so die regverdige plan van U in werking begin kom, tot en met vandag toe, wat ons deur die Seun Jesus Christus kan glo. Vader, ons het 'n Bybel, Vader, en wat 'n voorreg is dit, om hieruit te kan lees, om te kan verstaan wie U is, en wie U Seun is, en hoe U plan al die jare gewerk het, die profetiese woorde wat U geopenbaar het deur soveel profete, en ook die profetiese werk, manifestasies van die wet, en alles waarmee saamgaan, Vader. Ons kan dit vandag lees, en dis vir ons 'n bemoediging en 'n aanmoediging om te dink, ons dien 'n God met 'n plan. Ons dien 'n God wat lewe, Vader. Dis nie 'n God wat net hier uit die bloute uitgeval het soos 'n klip of 'n standbeeld nie. Nee, Vader. U het hierdie hemel en hierdie aarde gemaak. U het die mens se siel gemaak. U maak sy uiterlike liggaam. U het alles van die begin af gemaak, kompleks, Vader, in sy werkinge. En tot vandag te probeer die mens die kompleksiteit van U uitpleis, Vader. Hulle probeer dit naspeur. En dis wat die woord ook vir ons leer. U het die dinge daar gesit. Dis U eer om dit te verberg, en dis die eer van die mens om dit te ontdek, Vader. Baie dankie dat ons vanoggend aan hierdie lewende God kan behoort deur die wedergeboorte. Vader, dit is U deur die Seun Jesus Christus
wat lewe van nou af tot in alle ewigheid, en ons prys U, en ons loof U, en ons eer U, almagtige Vader, want wie is daar soos U? Halleluja, U doen goed aan die opregtes, Vader. Hulle wat U soek, Vader, U seun het U gesoek en U het goed gedoen aan hom. Hy was die geregtigheid van U, die wysheid van U, wat geopenbaar is aan ons as mens, aan die liefde van U wat aan ons geopenbaar is, Vader. En ons wil vir U baie, baie dankie sê, dat U, Here, ons siel nie in duisternis los en verlaat het nie, Vader. Al het ons ontrou geword na ons wedergeboorte, Vader. Baie kere raak ons ontrou. Ons raak, Here, afvallig van U woord, Vader. En ons wil vra dat U, Here, U barmhartigheid nog meer groot sal maak. Want U sê, al is ons ontrou, U bly getrou. U bly getrou met ons te praat. U bly getrou met ons te werk. U bly getrou, Vader, om die woord van U aan ons bekend te maak. U sluimer en U slaap nie. U rus nie, Vader, maar U bly werk, Vader, want U weet die Satan werk ook om ons siele in duisternis te hou, en daarom werk U om ons siele uit duisternis uit te kry en uit te hou. Vader, met die oortuiging van die Gees in ons lewe, in die naam van die Seun Jesus Christus, is daar vir ons nuwe lewe, daar is oorwinning. Vader, en hulle wat vandag neerslagtig voel, hulle wat liggaamlik moeg voel, waar die wêreld hulle uitput, die dagse take, die dagse werk, Vader, wil ek vra dat die Gees en die krag en die heerlikheid van U geopenbaar sal word in majesteit en in krag. Ons dank en ons loof U. Ons eer U, o ewige, almagtige, onveranderlike Vader van ons Here Jesus Christus, wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Halleluja. Hoe groot is U in die werke, hoe groot is U in U majesteit, en ons wil net vir U baie dankie sê daarvoor. Dankie, Vader, dat ons siel in U kan verlaat. Toevertrou, Vader. Vandag kan ons lewe in U toevertrou. En as ons dit net altyd kan besef, Vader, dat U die God is wat omgee vir ons siel, wat omgee vir ons innerlike, en Vader, wat ook voorsien in ons tydelike. As ons net dit kan besef, en dis wat U ons kom leer het, Here Jesus. Kom soek my Vader, kom vertrou Hom met jou hele lewe, kom vertrou Hom met alles, kom eerder na my toe, kom praat met my, kom soek my, kom sorteer jou lewe, jou hart, jou gedagtes, jou emosie, jou vrese, jou blydskap, kom na my toe, en sorteer alles uit, en opper jou blydskap, en opper jou oorwinning aan my, Vader. U ken ons as mens, sonder die Gees sal ons nie kan lewe nie. Sonder die Gees is dit onmoontlik, Vader, om, Here my God, lewe in onsself te hê. Vandag te kan sê, U is die God van hemel en aarde. Ons dink aan ons broers en susters in hierdie dag, Vader, terwyl die Gees daar is, en Vader, die lewe daar is, om in ons geopenbaar te word, versterk ons en help ons, Vader, dat die dag se las nie te swaar sal raak nie, dat ons nie so in die wêreld sal dink en bemoei sal wees met die wêreld, dat ons onvrugbaar raak in U, en U vergeet, en Vader, verkoud in U, en verskonings ophef in U nie. Vader, want wanneer ons dit begin doen, raak ons geïrriteerd met die woord, ons raak opstandig, en ons wil dit nie wees nie, want ons tog deur die woord wat ons gered is. Vader, ons wil nooit eendag sê, soos wat die gemeente vir Paulus, sy houding teenoor Paulus, toe hy nog steeds die waarheid aan hulle verkondig het, deur te sê, julle het my vyande geword nie. Ons wil nie 'n vyand word van die woord nie, Vader, ons wil bly by die woord, wat U ons in die begin toe vertrou, die woord van waarheid, die woord van verlossing, want tog op die einde van die dag gaan alles oor een saak, en dit is om ons lewe rein en heilig voor U te hou, Vader, om ons lewe skoon te hou, sodat ons siel gered kan word van ewige duisternis. Ons hou nie altyd dit voor oë nie, en dit is die groot saak, Vader, en daar's baie wat siektes het, wat regtig erge siektes het en pyn het binne in hulle liggame, wat ook party daar voel, het is te veel kondisies, Vader, en ek wil vir hulle bid ook, dat hulle nie moedeloos sal word nie. Vader, ek bid,
dat U werklik waar sal bly werk en hulle sal bly herinner aan ons elkeen aan U woord, en elkeen Vader wat in 'n druk sit in sy werk, in 'n druk sit in sy finansies, in 'n druk sit in sy gesondheid, Vader, wat die geval ook al mag wees, Vader, dat ons nie moedeloos raak nie, dat die sorge van die lewe, dit wat ons elke dag mee besig hou, ons nie sal oorheers en van U vergeet nie. Vader, ons is so lief vir U, want U het ons eerste lief gehad. Ons hart is oop vir U, ons hart is verruim om nog meer van die woord te leer. Ons hart is verruim, Vader, om nog meer te leer, om hierdie ou lewe af te lê, sodat ons in 'n nuwe lewe in Jesus Christus kan begin. Hemelse Vader, U wil ek net loof en prys, en vir U baie, baie dankie sê, dat daar so groot genade en barmhartigheid is oor ons in hierdie dag. Vader, ons loof U, en ons prys. Daar is baie wat wysheid nodig het om situasies te kan hanteer, Vader, ook in die tydelike, in hulle werk, in verhoudings, en ons wil vra dat die woord altyd vir hulle 'n raadsman sal wees, en 'n leidsman, om die regte keuse besluite te neem, Vader, en ook daarop volgens te wandel. Vader, ek wil vir U baie dankie sê, dat ons hele lewe aan U kan toevertrou. Ons wil U prys, ons wil U eer, ons wil U verheerlik. Ons wil net U groot maak vanoggend. Halleluja. Hoe wonderbaar is U in die hemele, op die aarde en onder die aarde. Here my God, daar is nêrens waar ons kan sit en U is nie daar nie. En hoeveel keer voel ons alleen, hoeveel keer voel ons U is nie daar nie, maar dan moet ons weet, Vader, om U te dien is geloof, dis nie 'n gevoel nie. Met tye is 'n mens bly, met tye is 'n mens opgewonde, Vader, maar in alles moet ons weet, ons moet leef van U woord wat in ons siel is, en daarin is nie altyd 'n geëmosionele gevoel wat ons daaraan kan koppel nie. Ons moet ons hart oopmaak, dat ons deur U geleer kan word, in ons omstandighede moet ons deur U geleer word, Vader. Nie net om aan te hou tot die omstandighede te verander nie, maar wat sê U woord vir ons, wat leer U woord vir ons vandag, wat iets in ons karakter, iets in ons oortuiging, iets in ons tradisie kan verander, Vader, sodat ek godvrugtig kan wees, in Jesus se naam. Baie dankie, Vader, ek wil vra dat U ook my verder sal lei vanoggend, waar ek die Bybel lees gaan behartig, en dat U my die wysheid sal gee, om so met U kinders, Vader, te kan deel. Here my God, ek dank U voor in Jesus naam. Amen. Daar sê, wat 'n lekkerte om so saam te kan bid in die naam van die Here. Goeiemôre aan almal, as ek jou nog nie môre gesê het nie, as jy net onlangs ingeskakel het. Ek gaan vanoggend ook die Bybel lees behartig. Ja, julle almal is lekker vroeg uit die vere uit. Ek hoop julle het al 'n warm koppie koffie of tee, of wat julle ook al drink. En vir die wat nog so bietjie nog in die bed kan wees, en daar so tussen die kombers in hierdie koue winter, lyk my die laaste stuk van die winter is ysig hier in Langebaan, sit nat en koud. Geniet dit net saam met ons, en vir julle wat klaar maak om te werk, en die kinders en al die dinge, reg vir die werk, reg vir die dag, ag, luister net saam en geniet dit ook net. Nou ja, voordat ek oorgaan na die Bybel lees, toe gaan ek 'n lied vir ons speel, en dit is vanaf vers 9 af, tot en met vers 16 gaan hierdie lied oor. Psalm 119 vanaf vers 9 tot 16, dit is waaroor hierdie lied gaan. Luister net lekker saam. Ek bære dit in my hart, ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Met my hele hart soek ek U, ek sal nie van U gebooie afwyk nie. U woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart, ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Lofwaardig is U, ek verkondig U woord met my lippe, vrolik is ek oor U. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit
verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Met my hele hart soek ek u, ek sal nie van u gebooie afwyk nie. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Lofvaardig is u, ek verkondig u woord met my lippe. Vrolik is ek oor u. Die woord sal ek nie vergeet, ek bære dit in my hart. Ek verlustig my daarin, suiwer hou dit my pad. Nou sê, goeiemôre, as jy nou eers ingeskakel het, baie skakel eers hier van 12:30 in. Nou ja, jy is nog steeds jy is ingeskakel by die Aanlyn Kerk Dak Facebook Radio, waar ons bid en Bybel lees. Ons sal so 5:10 met bid begin, en nou gaan ons oorskakel na Bybel lees. Nou ja, hierdie lied herinner ons weer eens, en nou oor die woord van die Here wat in ons hart gebære moet word. Nou, weer eens wil ek het net vir noem, Psalm 119, gaan alles oor die woord van die Here, en wat net baie interessant is, as jy dit mooi lees, en jy verstaan baie dinge wat Jesus gesê, die vervulling, gaan dit oor die Here Jesus Christus, maar tog hierdie uit kan ons iets baie mooi dinge leer, en dis wat die woord ons sê, hy sê ons moet leer, ons moet wandel in die voetstappe van die Here Jesus Christus. Nou die Here Jesus het die woord van die Vader in sy hart gebære, en dit is hoe hy kon oorwin het, dis hoe hy die werke van God kon volbring het, en soos ons die woord ook in ons hart kan bære, dan kan ons ook in daai oorwinning lewe. Is dit nie mooi nie? Dit is hoe ons by die Here Jesus Christus leer. Is dit net nie amazing nie? Nou ja, loof die naam van die Here, en dis ook maar die doel, dit is die doel van ons Bybel lees, is om die woord te hoor, en onthou net, as jy jou hart oopmaak in 'n goeie en 'n edele hart om die woord te ontvang, dan val hy saad in die grond in, want die woord is die saad, is dit nie so nie? En dan val dit in die grond in. En is te sê, jy gaan môre alles onthou wat jy vandag gelees het nie. Dit is basies onmoontlik, dalk hier en daar ietsie, maar oor 'n week vervaag het, want jy het al intussen weer soveel nuwe dinge gelees, en ander dinge gelees, maar elke keer as die woord uitgaan, en jy maak jou hart oop, en jy ontvang die hart, en sê, Vader, baie dankie vir die woord, ek neem hierdie woord aan vandag, en jy maak jou hart waawyd oop, dan is dit so saad wat in die grond gaan, en wat gebeur met saad? Hy moet in die grond gaan, en dit vat tyd, hy sterf, en dan kom die vrug eers van dit na vore. So wat ons ook al lees, met tyd kan dit vrug dra. Nou, vanoggend gaan dit oor vergifnis, so as jou hart oopmaak vir vanoggend se skriflesing, en dan gaan ek so 1 of 2 dingetjies net verduidelik rondom 2 punte, wat dalk 'n verwarring kan skep, en so 'n bietjie duidelikheid kan gee in hierdie konteks, want hierdie hele konteks gaan oor vergifnis, en dan met tyd, soos wat jou lewe ontwikkel, sal die Heilige Gees jou herinner, as daar onvergifnis of bitterheid of wat ook al wil na vore kom, gaan hy jou herinner ook aan dit wat jy vanoggend gelees het, want jy het jou hart oopgemaak, en hy saad het begin ontwikkel en begin groei, en dan op die regte tyd, en tye wat dit nodig is, gaan jy dit wel die vrug daarvan dra. Nou kom ons lees Matteus 18 van vers 15 tot 35. Ek gaan so deurlees en dan so hier en daar net stil staan. En as jou broeder teen jou sondag gaan bestraf om tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. So hierso kan ons sien, hier begin hy, en dit is die konteks waarvan hy praat. Dit is die opskrif, as jou broeder teen jou sondag bestraf hom. Met ander woorde, dit is glad nie verkeerd
om mekaar op 'n ernstige manier reg te help en te vermaan en ook uit te sorteer nie. Maar natuurlik alles moet in broederliefde geskied. Dit moet nie wees om jou broeder af te breek en af te kraak nie. Dit moet wees om die saak te besleg, om die saak uit te sorteer en soos wat ons aangaan, gaan jy dit wel sien. Maar as hy nie luister nie, neem hom nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. So nou wil jou broer nie na jou luister nie, as jy gaan haal nou nog 'n persoon, want in die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. Nou ons weet dit is 'n wet wat in die Ou Testament ingegee is, voordat 'n vonnis finaal kon gevel word, moes daar meer as een persoon betrokke gewees het by daardie saak. So met ander woorde, die Here het voorkom in die Ou Testament dat besluite en vonnisse nie eensydig is nie partydig is nie, maar dat daar ander persone ook betrokke is voordat daar 'n uitslag van daardie saak kan wees. Jy lees aandagtig en die volgende dag dink jy, dit was so mooi, wat het jou vandag. Dit is so net, en dit is so, as jy aandagtig lees, dis wanneer jy jou hart oopmaak, en hy saad val so mooi in jou hart. En dan die volgende dag, die dag daarna, met tye, sal jy wel nie aan dink. Onthou net, as jy jou hart oopgemaak het, geen woord is weg nie. Ek onthou nie bewuslik die hele Bybel nie. Maar dis wat die woord ons leer, soos wat dinge nodig is, in jou situasie en plek, en as jy dalk vir iemand getuig, sal die woord wel opkom deur middel van die Heilige Gees. Kom ons lees vers 17. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en tollenaar. En dis eintlik erg, want wel in die Joodse tyd, in die Ou Testamentiese tyd, was heidene werklik waar as honde beskou. Jy het nie gemeenskap met hulle gehad nie, jy het nie by hulle gaan eet nie, en daai klas van ding. So daar was geen interaksie tussen die Jood en die heiden op 'n sosiale vlak nie. Hulle het besigheid mekaar gedoen, en dit is waar dit geëindig het. En nou sê hy, as jou broeder nie luister nie, laat hom wees soos die heiden en die tollenaar. Met ander woorde, jy kan geen gemeenskap met hom hê nie. Nou, lees ons later in die Nuwe Testament, Paulus herhaal dit op vele geleenthede. Ek gaan nou nie op al die skrifte ingaan. Hy sê, as jou broeder nie wil luister nie, na 'n bestrawing, 'n vermaaning van 2 of 3, en daar's heel wat verskillende gevalle, as 'n persoon van die waarheid afwyk, as hy besig is om onsin te praat, en hy word vermaan, en hy word reggehelp, en hy wil hom nie bekeer nie, dan moet jy hom ook jouself afskei van hom af. So dit is nie harde woorde wat Jesus gesê het nie, Paulus gesê het nie, en wat Jesus gesê het nie. Daar is 'n geestelike saak hieraan verbonde, en omdat net as jy gemeenskap het, as jy geestelike gemeenskap het, dan verbind jy jou siel in daardie persoon. So jy kan nie jou siel aan sonde verbind. Mense wat moedswilliglik wil voortgaan in die leuen of sonde of ongeregtigheid, want jy verbind jou siel daaraan. Goed, so dit is waar dit gaan, die kort en die lang daarvan. Dis hoekom my skeiding moet plaasvind. Dit gaan nie oor spytvolheid nie, dit gaan oor jy kan net nie gemeenskap verder hou met iemand wat bly in die sonde nie. Nou lees ons ook in 1 Johannes, hy sê vir ons daarso dat die antichriste kom vanuit Christelike geleerdere, en die antichriste is hulle wat valse Christelike leringe verkondig. So wanneer 'n mens vashou aan mense en geestelike gemeenskap behou met mense wat besig is met 'n valse Christelike godsdiens, dan hou jy gemeenskap met die gees van die antichrist. En dis wat hy ons leer in 1 Johannes, dan praat hy daarvan, jy het gemeenskap in daai persoon se bose werke. Maar dis hoekom daai skeiding wel moet plaasvind. As 'n mens dit geestelik kan verstaan vir daai oomblik, maar tog as hy persoon hom bekeer, leer die woord jou, jy aanvaar hom terug as 'n broeder wat nog nooit verkeerd gedoen het. En dit is nou eintlik ook waaroor die gedeelte gaan. As 'n broeder bereid is om homself te bekeer, dan moet jy hom definitief terugvat en jy moet hom vergewe. Jy het nie 'n keuse nie. So ja, prys die naam van die Here daarvoor. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op aarde bind,
sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou lyk dit of hierdie vers en die volgende twee heeltemal twee aparte gedagtes is van hierdie hele gedeelte. Nou ek gaan dit deurlees, ek gaan dit mooi vir u verduidelik. Nou sê hy, dan nou praat hy nie van die bind en die onbind, en dan het hy mos nou vir Petrus gesê, jy gaan hierdie sleutels kry, en later het hy gesê, julle gaan ook hierdie sleutels kry. Goed, nou kom hy in vers 19, en ek wil hê ons moet mooi oplet in vers 19. Weer sê ek vir julle. Met ander woorde, hy het nou tussenin hierdie gepraat, nou sê hy, weer sê ek vir julle. Nou verwys hy terug na vers 16 toe, na die begin van sy gesprek. Goed, weer sê ek vir julle, as 2 of 3 saamstem op aarde oor enige saak, wat hulle mag vra, sal dit hulle ten deen val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En ek gaan nou verduidelik, ek wil net eers 'n bietjie aanlees. Dat ons kan verstaan, dit wat Jesus hier gesê het, alles wat hy hier gesê het, Petrus is iets verstaan van dit wat Jesus gesê het. Want waar 2, vers 21, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig, en ek hom vergewe tot 7 maal toe? Jesus antwoord en sê vir hom, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7. En ek wil hê jy met hierdie saak oor dink. Karen het terwyl gistermiddag laat vir ons 'n lied geskryf oor hierdie gedeelte, lekker kort lied, en ek wil hê geniet dit saam met ons, voordat ek vir julle gaan verduidelik wat hierdie verse wel vir ons beteken. Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig, en ek hom vergewe tot 7 maal toe. Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig, en ek hom vergewe tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Dit wat jy op die aarde bind, sal gebonde wees. Dit wat jy ontbind, sal ontbonde wees. Vergewe moenie hou, uit gevangenis sal jy kom, spreek vry. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig, en ek hom vergewe? Jesus antwoord hom, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Dit wat jy op die aarde bind, sal gebonde wees. Dit wat jy ontbind, sal ontbonde wees. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Wauw, is dit nie 'n mooi lied nie? Wauw, dis 'n mooi herinnering. Selfs die melodie en so uniek, nee. Ek dink so iets kan 'n mens in 'n mens se hart lekker vas staan. Kitty, ek wil net jou vraag beantwoord, en ek wil dit sommer gebruik as 'n gou as 'n ietsie interessant. Ons het hierdie naweek ook baie hieroor gepraat oor die beginsel. Nou, wanneer 'n mens jou hart vir die woord oopmaak en jy aanvaar dit, en jy hoor dit gereeld, dan uiteindelik, as daar 'n kwessie opkom, dan met die woord van die Here ons antwoord, is dit nie so nie. Nou Kitty vra hierdie vraag, nou wat van die huwelik? Ek het mos nou gepraat hoe ander mense se sonde ensovoorts, as jy gemeenskap met daai persoon het, kan dit wel jou penetreer. Onthou net, in 'n huwelik sê die woord van die Here vir ons, dat die persoon wat gered is, dit is nou in 1 Korintiërs 7, gaan lees dit gerus op jou eie tyd deur, is lekker interessant. Die ongelowige persoon kan nie 'n invloed het op die gelowige persoon binne in 'n huwelik nie. Nou praat ons van man en vrou, nie kinders en ouers en so aan nie. Ons praat van man en vrou. So die persoon wat binne in die huwelik die Here dien, die persoon wat nie die Here dien nie, die maatjie wat nie die Here dien nie, daai sonde kan nie sy siel penetreer of haar siel penetreer nie. So dit moet ons ook so verstaan. En natuurlik as jy vas staan in die Here, as jy nog kinders in die huis het, dieselfde beginsel geld.
Hulle moet hulle paadjie stap, maar jy kan nie kom en sê jou man is besig met sonde, en jy doen saam met hom daai sonde moetswilliglik, dan net sondig jy as persoon. Maar as jy nie die sonde doen nie, en jou maatjie doen die sonde, het dit nie invloed op jou siel nie. Dit is nie soos wanneer dit buite die huwelik is nie. En ons moet aanvaar, daar's voorskrifte, en as God iets gesê het in sy woord, is dit ja en amen. So daar's voorskrifte vir binne die huwelik, daar's voorskrifte vir buite die huwelik. Ons moet dit so kan aanvaar, ons kan nie die een punt vat en dit veralgemeen nie. Goed, en dit is waar die woord ons so mooi moet leer, elke dag, wat ons moet verstaan, en dis hoekom dit so belangrik is, om jou hart oop te maak vir die bediening van die woord, vir die lering van die woord, en wanneer jy die skrif lees, jou hart oop te maak, om wel dit te kan bære in jou hart, en daar volgens te kan wandel. Anders kan 'n mens nie 70x7 vergewe nie. Ja, ek wil gou net stilstaan op die gedagte. Weer sê ek vir julle, as 2 of 3 van julle oor enige saak, op aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit hulle sal ten deel val. Nou, hierso sê Jesus, weer sê ek vir julle, so hier verwys hy terug na die hele saak as jou broeder teen jou sondag, en jy sorteer die saak uit, met jy hom vergewe, want 2 of 3 wat in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Met ander woorde, terwyl julle die saak uitsorteer in die Here, volgens die voorskrif van die Here, moet julle nommer 1 weet, God is in julle midde. So nou het jou broeder 'n saak, jy gaan praat baie ernstig met hom, jy neem hom na 2 of 3 toe, hy wil dalk nog steeds nie luister nie, jy neem hom na die gemeente toe, dan whatever julle daar besluit, whatever daar gebeur, God is in julle midde, want julle doen dit volgens die voorskrif van die woord. So dit is die eerste punt wat ek wil uitklaar. Nou, selfs hierdie skrif, wat julle mag vra, ons vat hierdie skrif as 'n enkel vers buite die konteks van vergifnis in hierdie gedeelte, en ons koppel dit aan baie ander verse, waar die Here Jesus ook vra, waar die Here Jesus ook sê, wat julle in my naam ook al mag vra, sal ek vir julle gee. Nou, wat is die konteks hier? Vergifnis. So wanneer jy vergifnis vra, so wanneer jy 'n broeder gesondig het, natuurlik wanneer jy saamkom, sal jy ook die Here vergifnis vra vir dit wat jy verkeerd gedoen het, of die persoon verkeerd gedoen het. So in die konteks van vergifnis, so as jy selfs vergifnis vra, as jy die saak van dit uitsorteer waar daar onmin en probleme en sonde teenoor mekaar was, sal die Vader julle vergewe, al vra julle vergifnis vir sondes wanneer daar striwelinge was binne die broederskap. So dit is waar dit gaan. So hierso kom die Here en hy sê, as 2 of 3 van julle saamstem op aarde oor enige saak wat julle mag vra, en in hierdie konteks gaan dit oor vergifnis. So as julle vergifnis vra, as julle versoening kan doen, en wanneer julle teen mekaar gesondig het, gaan julle natuurlik die Vader ook vra vir vergifnis, dan sal die Vader julle wel vergifnis skenk. So dit is 'n groot saak wat ons moet verstaan. Nou, ek wil net gou dalk so 'n bietjie oorspring na 1 of 2 gedeeltes in die woord. Ek gaan dit dalk net so deurpraat en net so deurnoem. Nou, in Matteus 21 vers 22, ek dink terwyl ek hier is, gaan ek net gou so vinnig bietjie omblaai. Matteus 21 vers 22. Dit is die hele saak van die vyeboom, né? Wat Jesus basies bestraf het, en het gesê, mag daar in ewigheid, niemand, mag daar in ewigheid, kom ek lees net gou hierso, wow, ek praat hierso teen myself. Kom ons lees gou hierso, Matteus 21 vers 21. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef julle op en werp julle in die see, sal gebeur, en alles wat, ek lees vooruit, ek lees daar, en kyk ek vooruit, en alles wat julle in die geloof, wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Stanley, jy moet net lees wat jy lees, jy moet nie vooruit probeer lees nie. Nou wat gebeur het voordat Jesus het na die vyeboom toe gekom, en daar was nie vrug in die vyeboom nie. En toe sê hy vir die vyeboom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. Dit is nou vers 19. Goed.
So mag daar in ewigheid nooit vrug uit jou uitkom nie. So die simboliek wat ons hier vanuit kry, hierdie vyeboom het nie vrug opgelewer nie, so dit was 'n onvrugbare boom. Goed? So hier alleen kan ons uitleer dat hierdie gedeelte gaan nie oor die fisiese boom en die fisiese berg nie. Berge is probleme, is moeilikheid. Ons dink in die Psalm wat sê, ek hef my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hy het na hierdie berge om hom gekyk, en hy het sy moeilikheid en sy probleme om hom gesien. Sê, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here van die hemel en aarde, want God is toch hoor as moeilikheid, hoor as ons berge. Hy sê, as jy ongeregtigheid meer word, word sy genade nog meer oorvloedig. So met die gevolg is, maak nie saak in wat se situasie jy jouself bevind nie. As jy die geloof aan die dag lê om na God toe te gaan, en dan sal hierdie berge in jou lewe verdwyn. God kan jou vergewe van jou sonde en ongeregtigheid wanneer jy dit bely. En hoe bewys jy jou geloof aan die Vader? Deur op te tree volgens die voorskrif van die woord. Wat sê die woord as jy gesondig het? Wat sê die woord as 'n probleem is? Soek sy koninkryk, vra vir vergifnis en jy sal dit kry. 'n Mens kan nie net hoop en vertrou en net Bybelverse opnoem, jy gaan vergewe word en jou moeilikheid gaan verdwyn nie. Jesus is duidelik, daar's meer as genoeg skrif daarvoor. Bring jou las na hom toe, hy sorg vir jou. Soek my koninkryk, kom vernag in die skaduwee van die Almagtige. Met ander woorde, kom sit, kom vernag, kom maak tyd, koop die tyd uit, sodat ek hierdie berge in jou lewe kan laat verdwyn. En dan die onvrugbaarheid ook in jou lewe laat vernietig word. Want baie keer is daar onvrugbare dinge in ons lewe, ons boom raak onvrugbaar as gevolg van wat? Die sorge, die genietinge en dinge van die lewe. Nou sê die woord, ons moet proaktief optree. As ons sien hierdie dinge maak die vrug in ons dood, moet ons God begin soek, ons moet begin erns maak, sodat hierdie onvrugbaarheid in ons lewe kan verdwyn, dat daar weer vrugbaarheid na vore kan kom. Dit is wanneer jy in God glo, wat hierdie vyeboom kan laat verdroog en hierdie berge kan weggaan. Maak dit sin? Prys die naam van die Here. Ook volkome vergewe elke dag. Dit is die groot ding. Wat is een van die sterkste dinge wat onvrugbaarheid veroorsaak, is wel bitterheid, onvergewensgesindheid. Dis waar die gedeelte gaan, ons gaan nou verder lees. Ok, dan is daar gedeelte in Johannes 14, kom ons blaai gesoen toe. Johannes 14. Goed, Johannes 14 vers 12 tot 14, kom ons lees gou daarso. Johannes 14 vers 12 tot 14. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dis vers 15. So hierso sien ons, hier kom die Here Jesus ook, en hy maak dieselfde stelling. Enigiets wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Nou wat is die konteks hier? Die Here Jesus praat van die werke wat hy gedoen het. Wat se werk het die Here Jesus gedoen? Kom ons dink so 'n bietjie mooi en ons staan stil, want wanneer ons kyk daarna, dat alles wat julle in my naam mag vra, sal julle kry. Dink ons dadelik aan ons materiële wêreldse lewe. Maar as ons glo wat God gesê het, soek my koninkryk en ek sal vir jou tydelike dinge uitsorteer, dan beteken dit soek sy koninkryk. Nie soek God vir die tydelike dinge nie. Jy mag hom daar vra en jy moet hom daarvoor vra. Maar ons praat van soek, daai ernstige soek, binnekamer, tyd wat 'n mens konstruktief aan sy koninkryk spandeer. So, wat se werk het Jesus gedoen? Dit het gegaan oor God se werk. Die verkondiging van die evangelie, die uitdra van die evangelie. Die wonderwerke ensovoorts het in Jesus plaasgevind vir een doel en vir een rede, sodat hy die mens se siel kon red, om vergifnis tentoon te stel, want ons weet ook, die Here Jesus het vergifnis en fisiese genesing aan mekaar gekoppel, en dit was Oud-testamenties, in die sin van, in die Oud Testament moes hulle alles fisies gesien het, voor hulle te kon verstaan het wat God vir hulle
gedoen het. Nou, ons het nie nodig om nou 'n fisiese wonderwerk te sien om te verstaan God kan jou vergewe nie, maar dit was wel nodig in daai tyd en ek glo in wonderwerke, ek glo God kan wonderwerke die liggaam genees. Ons het al vir baie mense in die bediening gebid wat wel liggaamlike genesing gekry het. So ek kraak dit nie af nie, ek breek dit nie af nie, ek wil net iets noem in hierdie konteks. So hierso praat hy van die werke van Jesus, so enigiets rondom die bediening, die werke, maar dan moet jy nie net vra en stil sit en kla en moan en groan en met bitterheid sit nie, jy moet dinge uitsorteer. En wanneer jy wel uitgaan en iets doen en optree en proaktief wees, dan sal God dit laat gebeur wat jy van hom vra rondom sy werk, rondom dit wat jy vir die Here wil doen. En ons wil iets doen en dan begin ons redenasies. En sodra jy met redenasies begin, gaan in die binnekamer, sorteer daai redenasies uit. En dan wat sal gebeur. Goed. Ek dink ons verstaan dit. Dan is daar nog sy een gedeelte, wat ook vir my baie mooi is. En ek wil net hê dit moet aansluit. Dis wat ek nou vir jou gesê het. Dis interessant in Handelinge 2, en dan ook in Handelinge 2 vers 1 en 2, dit was met die uitstorting van die Heilige Gees, en dan ook later in Handelinge 4, vanaf vers 24 tot 31, Handelinge 4, vanaf vers 24 tot 31, dit is waar Johannes en Petrus vir die eerste keer in die gevangenisse was, voor die Joodse raad, hulle was vrygelaat gewees, en hulle sê, en die woord sê in beide gevalle, hulle was eendragtig by mekaar. Voordat die Heilige Gees uitgestort was hulle eendragtig by mekaar. Ek wil net iets aan die nalat en benadruk. Hulle was besig met God. Hulle het sy koninkryk gesoek. Hulle was eendragtig, eensstemmig saam met mekaar. En ook in Handelinge 4 het hulle die Vader gevra dat hy sal saamwerk met wonders en tekens, want hulle het krag nodig en hulle wil bekragtig word om die evangelie uit te dra. So dit het gegaan oor die evangelie, die woord wat hulle wou uitdra. So hulle Vader werk saam met wonders en tekens en kragtige dade. Wat het hulle toe gedoen? Hulle het opgestaan en hulle het die evangelie gaan uitdra en in baie gevalle het daar kragtige wonderwerke plaasgevind. So hulle het een doel gehad, ons moet die woord van U uitdra. En voordat ons vingerwys na mekaar of na onsself te rondom wonderwerke, kom ons kyk eers na ons prioriteit. En ook leer die Here Jesus ons. Wonderwerke oortuig nie mense nie, maar die woord moet oortuig. En as mense nie gaan bekeer suiwer op die prediking van die woord nie, gaan hulle nie bekeer as daar wonderwerke plaasvind nie. En baie mense wat hulle in hakies bekeer as gevolg van 'n wonderwerk, hou geestelik ook nie baie lank die pad nie. Goed, so ek dink ons kan dit verstaan. So nommer 1, soek God om sy woord te kan uitdra. En as jy sy woord uitdra, wat ook al nodig sal wees, as jy dit vir hom gevra het in jou binnekamer, sal hy dit laat gebeur. Maar dan moet jy ywerig wees, gefokus op sy woord, op die verkondiging van die evangelie. Dis wat Jesus kom doen het, hy die woord kom verkondig, so julle sal dieselfde werke doen as ek, as julle my voetspore wandel, die wêreld aflê, die wêreldse begeertes, jou rug teen die wêreld draai. Hoeveel wêreldse dinge is ons, het gewoontes het ons nog, sondige gewoontes, dan wil ons maklik begin praat oor genesings. Waarom nie genesings nie? Hoekom nie genesings nie? Maar ons hou aan met 'n sonde. Die Here het jou siel gered. Wat die grootste wonderwerk is van alles. Dan hou ons aan met ons sondige gewoontes. Dan wil ons altyd vingerwys en teleurgestel word as daar nie fisiese wonderwerk is. En die Here het vir die mense in sy tyd gesê, gaan en sondig nie weer nie. Die Here het jou siel kom nuut maak. Ons besef nie die krag daarvan. Die krag daarvan, dat jou siel genees is nie. Dat jou siel gered is nie. Dan vat ons die redding van ons siel en ons gebruik dit as 'n dekmantel om ons sondige gewoontes voor te sit. Dan wil ons net liggaamlike genesing hê. Dan wil ons moedeloos raak as daar nie liggaamlike genesing is nie.
Maar ons hou aan met ons sonde na die wonderwerk van ons wedergeboorte, nadat jou siel uit die hel uitgerit is. Dis nie sê as jy liggaamlik gesond is, jy gaan die hemel toe nie. Daar's liggaamlik gesonde mense wat hemel toe gaan, en hel toe gaan. En andersom ook, siek mense wat hemel toe gaan, en hel toe ook gaan. So kom ons kry ons lewe in perspektief. Voordat ons baie dinge neerlê as wet, as ja en amen, en net daarop gefokus is. As jy vandag dedicated om die woord te as jy bereid om al jou sonde te los, jou sondige gewoontes, jou idees, dan kan ons verder praat oor genesing. Goed. Ek dink dit maak sin. Goed, en dan, wat interessant is, Johannes 15 vers 7 tot 16. Johannes 15 vers 7 tot 16. Ek gaan nou nie daar lees nie, maar wat die Here Jesus, ek wil net gou die een vers lees, hierso Johannes, want Johannes 15 gaan daaroor, dat Jesus sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So ons kan sien hierso, die Here Jesus praat daarvan, ons moet meer vrug begin dra. Ons lewe moet begin uitsorteer. Nou kom ons hier eweskielik by vers 16. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. As die vrug na vore kom, hy sê dan is julle my disippels. Hoeveel verskonings na ons wedergeboorte, na ons by die bediening van waarheid uitgekom het, hef ons aan om nie ons vleeslike lewe te los nie, ons sondige gewoontes te los nie. Hy sê, maar as my woord in julle bly, sal julle vra net wat julle wil. So as julle ten volle deurdronge is met die woord en het een doel om die woord uit te dra, gaan jy in elk geval nie God wil vra vir allerhande wêreldse en materiële dinge om jou vleeslike drange mee te bevredig nie. Want die Here sê, my werk, julle moet leer by my werke. Wat se werk het Jesus gedoen? Werke van die vlees of werke van die gees? Dit moet ons verstaan. So alles wat jy vra rondom dit, om vrug te kan dra, vergifnis, en nou kom ons weer terug by ons aanvanklike skrif. Sonder vergifnis is daar nie vrug nie. Goed, so ons moet dit uitsorteer. Ok, ek dink dit maak sin. Nou Kolossense 3 vers 13, ek wil dit net vir u noem, sê verdra mekaar en vergewe mekaar van harte, soos Christus julle ook vergewe het. So gaan lees Kolossense 3 vers 13, dan ook Matteus 11 vers 25, hy sê, jy staan en bid, vergeef jou broeder as jy iets teen hom het. So as jy iets sien jou broeder het, laat dit gaan, en ons laat nie ons dinge gaan nie. Nou dadelik vra mense, nou wat vir my broeder is sondaar, jy moet vergifnis in jou hê. God het vergifnis in sy wese. Jesus het vergifnis in sy wese gehad. So jy moet 'n lewe lei van vergifnis. Maak nie saak wie is voor oë, of dit 'n sondaar is, en of dit 'n kind van die Here is, maak nie saak nie, maar ek moet sê, kinders van die Here hou makliker dinge teen mekaar, as wat kinders van die Here dinge teen die wêreld hou. Is dit nie so nie? Hoeveel mense sê hulle teruggeval as gevolg van 'n broeder, 'n pastoor, 'n gemeentelid wat hulle kwaad aangerig het of wat hulle verbitter het. En dis wat die Here sê, ons het nie 'n verskoning nie. Die Here Jesus het alles gedoen. Ek meen, as jy vat, almal wat saam met hom was, het hulle rug teen hom gedraai. En hoeveel kinders van die Here wat sy broeders word, draai hulle rug teen hom en is nog steeds bereid om hulle te vergewe wanneer hulle bekeer. En dis wat hy sê, dis wat ons ook moet doen. Nou ek sien die tyd is nou so 'n bietjie aan, maar ek wil nie die laaste stuk klaar lees. Gaan nie lank wees nie, want dit wat ek gesê het is maar net voor die hand ligging met dit wat ek volgende gaan lees. Kom ons gaan aan vers 23. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het en dat dit betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het
innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom sy skuld kwytgeskeld. En ek meen as ons kyk, die Here Jesus benadruk die belangrikheid daarvan. Wat met jou siel eintlik gebeur? Hoe ernstig is hy? Hy gebruik 'n fisiese voorbeeld as dan die skuldvergifnis en jou vrou, jou kinders, alles gaan verkoop word. Dit is 'n traumatiese gedagte om daaraan te dink. Nou geestelik is dit nog erger. Hy probeer vir ons die erns oordra. As jy nie vergewe nie, wat se gevolge dit in jou siel wel kan hê. Hy sê in vers 28, maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte, en dan net een van sy medebroeders, vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt, dis sy medebroeder, val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal. So hierso sien ons vir daai klein bietjie en dis interessant, dit is eintlik die eerste gedeelte, praat die Here is, Jesus, hoe, jy weet jou broeder het sondig teen jou, en hier kom hy, en hy praat van hoe hierdie broeder jou, op 'n ander manier, hoe hierdie broeder jou iets skuld. Maar in die eerste geval praat hy van die broeder wil gaan versoening doen, hier praat hy van 'n broeder wat nie versoening wil doen nie. So maak die saak hoe om ons probeer redeneer nie. Die Here Jesus praat van al die gevalle. As jy wil gaan versoening doen en jou broeder wil nie, dan kry jy ook die broeder wat nie wil versoening doen nie, maar die ander broeder wil graag wil versoening doen. So in alle gevalle, maak nie saak hoe om ons dit sien nie, daar moet vergifnis in ons hart wees. Kom ons lees aan. En toe sy medediensknegte, dis toe die ander broeders, sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en het aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het jy jou kwytgeskel omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie? Dis maar net logies. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, alles doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. So dit gaan van harte. Dit gaan nie net om 'n rympie op te sê nie, dit gaan oor, en as jy sukkel om iets van harte uit te sorteer, bly voor die Vader. Die Vader sal jou help. Die Vader wat in die verborgen is, gaan jou daai oorwinning gee. So dit is 'n groot sy van die saak wat ons moet uitsorteer elke dag. So dit gaan nie net oor, as iemand jou leed aandoen by die werk, vergewe hom. Jy moet in 'n lewe leef. Jy moet 'n gesindheid van vergifnis hê. Dis wat jy moet kweek. Dis wat moet groei in jou lewe en dan is dit in jou hart gesetel. Dan worry jy nie wie wat doen nie. Party van ons vergewe almal behalwe die regering of jou baas of jou kollega by die werk. Ons moet 'n lewe van vergifnis hê. Goed. Mense verwag van kind van die Here om reg op te tree teenoor jou soos ja, dit is die ding. Ons almal ons begin ons lewenspad en maar jy moet net bereid wees om jou hart oop te maak en te groei dit wat jy verstaan. 30voudig, 60voudig, 100voudig. Maar as jy nie jou hart ergens gaan oopmaak en begin doen wat die regte ding is, want deur die Gees, deur dit wat ons in die Gees leer en lewe, maak ons die werke van die vlees dood. Ons wil partykeer nie die vlees doodmaak sonder om te doen wat die regte ding is. Nee, ek wil u vandag aanmoedig, dis 'n mooi herinnering vandag, so uit die skrif uit, maak jou hart oop, laat hierdie saad groei, laat vergifnis in jou vermeerder, sodat jy ook meer bruikbaar kan wees vir God se koninkryk. Nou, ek gaan afsluit. Ek dink ek het al die liedjies gespeel. Nee, die sleutel van vergifnis, ek gaan afsluit met die lied, sleutel van vergifnis. Julle moet 'n lieflike dag hê, die wil van die Here, sien julle môreoggend. Bye bye! Vergifnis, die sleutel tot vryheid. Vergewe sluit oop en lewe, jy en ander. Elia moet eers kom het hy gekom. Maar nie om erken nie aan hom gedoen wat hulle wou. Vergifnis, die sleutel tot vryheid. Vergewe sluit oop en lewe, jy en ander. Wilde heuning en sprinkane het hy geëet. In die woestyn gebly, nie mooi klere gehad, nie deel van die wêreld. Vergifnis, die sleutel tot vryheid.
Vergewe sluit oop en lewe jy en ander. Hy maak die pad gelyk, die pad op en af. Maak hy gelyk met vergifnis, bekering en doop. Vergifnis, die sleutel tot vryheid. Vergewe sluit oop en lewe jy en ander. Die sleutel deur Jesus gekry, die sleutel van vergifnis lei die hemel oop, maak die pad gelyk. Vergifnis, die sleutel tot vryheid. Vergewe sluit oop en lewe jy en ander. Vergifnis, die sleutel tot vryheid. Vergewe sluit oop en lewe jy en ander.